Goeiedag broeders en susters, allemaal van julle wat saam luister, ons wil nou hierdie week weer voortgaan met ons studies in ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou, op die oomblik fokus ons op, in ons studies hier in ons Nederlandse geloofsbelijdenis op God. Ons fokus op sy eienskappe, wie is hy, hoe is hy, so belangrik, weet julle, daar is niks so goed soos om die Here te ken in 'n regte verhouding nie. Jeremia 9 vers 23 tot 24 sê, so sê die Here, dat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en dat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, en dat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie. Soos hierdie hoop goed hierso, die sterke met sy wapenrusting, die ryke met sy rykdom, die wyse met al sy boeke. Dit uiteindelik kom dit tot niks nie, dit is leeg. Dit waaroor jy regtig kan roem, maar laat hy wat wil roem hom hierop beroem dat hy my ken. Dit is nou iets waaroor jy kan spot, dit is iets waaroor jy kan bly word, is om die Here in 'n verhouding te ken. Dis bevrydend, dis lewensveranderend, vernuwend, dit open die poort in 'n nuwe lewe saam met God in, om die Here in 'n werklike verhouding te ken. En weet julle, as 'n mens nou die Here in 'n verhouding ken, dan wil jy hom al hoe meer en al hoe dieper leer ken, hierdie wonderlike God van ons. Nou is die vraag, hoe? Wel, in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2, bely Jesus se gelowige gemeente, ons ken hom deur twee middele. Ten eerste, deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Al hierdie dinge, die skepping en onderhouding van die hele wêreld, is soos letters waarmee God openbaar, waarmee God woorde maak, woorde vorm en in ons lewens inpraat en vir ons wys wie hy is en dat hy daar is. Dit is die belangrike ding. Dit is wat Paulus vir ons sê in Romeine 1 vers 20 en daarom het niemand 'n verskoning nie. Niemand kan sê ek weet nie dat God nie daar is nie, want God openbaar deur middel van sy skepping, deur middel van die onderhouding en die regering van alle dinge. Maar ten tweede, maak God hom deur sy heilige en goddelike woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend, en wel, soveel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is, om tot sy eer te lewe en in 'n verhouding met hom te wees, waarin ons salig is. En nou is dit vanuit hierdie woord openbaar, dat ons God kan ken in 'n verhouding. Vanuit die skepping openbaar hy dat hy daar is, en niemand het verontskuldiging nie. Niemand kan sê dat ek weet nie God is daar en dat hy aanbid moet word nie. Niemand kan dit sê nie, maar deur sy woord openbaar hy so dat ons hom kan ken in hierdie wonderlike, radikaal, lewensveranderende, lewensvernuwende, bevrydende verhouding. Nou, wanneer ons in God se woord ingaan, dan leer ons God en ons leer oor sy eienskappe. En dit is waarby ons op die oomblik stil staan. As ons nou teruggaan na ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1, en daar bely ons vanuit die woord oor God se eienskappe. Hy is enig, hy is 'n enige, enkelvoudige, geestelike wese wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Nou ek dink natuurlik 'n mens kan sekerlik nog meer sê oor die deugde van God, of die eienskappe van God vanuit sy woord, maar dit is hoe ons hier in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1 oor ons wonderlike God bely, en ons kon tot dusver stil staan by, wat beteken dit as God enig is? Hy is die enigste God. Hy is die enigste God. Ons kon ook stil staan by wat dit beteken as God enkelvoudig is, en dit het ons geleer dat as God enkelvoudig is, dan is hy nooit saamgestel. God is nie die som totaal van sy heiligheid en liefde en sy onbegryplikheid en onsienlikheid en al die dinge saam maak uiteindelik God nie. Nee, God is altyd gelyk alles wat hy is. Hy is liefde, heilig, jaloers, verterende vuur, alles gelyk, genadig, regverdig, alles op een slag. Jy het nooit net met God se liefde te doen, nee, want God kan nie net liefde wees nie, want God is alles wat hy is gelyk.
Dis wat ons kon geleer het toe ons stilgestaan het by God. Is enkelvoudig en ons kon raak sien hoe die waarhede, en dis die belangrike ding wat ons nou moet raak sien. As ons leer oor God en sy woord, dan leer jy maar net oor God, en nee, dit het 'n effek op jou, dit raak jou, dit verander jou, dit vernuwe jou. As God enig is, en enkelvoudig is, dan raak dit jou ook baie prakties. Nou, ons kom op daardie wonderlike waarhede in ons vorige twee studies in ons Nederlandse geloofsbelijdenis daarby stilstaan. Nou, vandag wil ons verder gaan, en ons wil uitkom by wat beteken dit as ons sê, God is 'n geestelike wese. Wat beteken dit? Wat beteken dit as ons sê, God is gees? Hiermee saam gaan natuurlik ook, God is onsienlik. God is onsienlik. Wat beteken dit as God geestelik is en onsienlik is? Dit is waarop hy ons nou vandag wil uitkom. Nou, hier is natuurlik 'n waarheid wat ons kry in Johannes 4 vers 24. Jesus praat hieroor. Hy sê in Johannes 4 vers 24, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Dadelik sien ons die praktyk, hè? Wanneer God op 'n manier is, dan raak dit jou lewe radikaal. Wanneer God gees is, dan raak dit jou aanbidding. En God is nie maar net gees en dit doen niks aan jou nie. Nee, wanneer God gees is en jy ken hierdie God nie, is in 'n verhouding met hierdie God wat gees is, dan raak dit jou aanbidding dadelik radikaal. Jy begin aanbid in gees en in waarheid. Nou hier is dit wonderlik. Nou, ons gaan nie vandag al daarby uitkom by hoe hierdie feit dat God gees is, ons aanbidding radikaal raak, ons Here wil kan ons volgende week daarop ingaan. Maar kom ons gaan vereers nou net in op wat beteken dit as God gees is? Kom ons kyk. Heel eers moet ons raak sien dat dit gaan nie oor die Heilige Gees. As ons sê, as Jesus sê God is gees, dan bedoel hy nie, dan praat hy nie daaroor die Heilige Gees in die eerste plek. Ek dink ons kan dit dalk so sê, God die Vader, Seun en Heilige Gees is gees. So nee, gees gaan nie hier oor die Heilige Gees nie. Gees gaan hier oor die wese van God, die natuur van God. Hoe is God? God is gees. God is gees en dit staan teenoor liggaamlik en ruimtelik en materieel, materie. En mens sien dit as mens daar in die konteks van Johannes 4 vers 24 lees, dan sien mens as mens lees van vers 19 tot 24, Jesus is daar in 'n gesprek met 'n Samaritaanse vrou. So 'n wonderlike gesprek, en as ons volgende week bietjie dieper ingaan op hoe God is gees jou aanbidding raak, en sal ons bietjie ingaan op daardie gesprek. Maar in ieder geval, op 'n stadium in hierdie gesprek, sê die vrou vir Jesus, ons vaders het op hierdie berg aanbid, en dit is dan die berg Chorazin, en dit is waar Jesus, en hierdie vrou is op die oomblik in die omgewing van die berg Chorazin, en hulle het hierdie gesprek daar, en dan sê hierdie Samaritaanse vrou vir Jesus, ons vaders het gesê, ons moet aanbid op hierdie berg, maar julle, dan praat sy nou van Jesus in sy menslike natuur, is 'n Israeliet, en dan sê sy, maar julle sê, dat ons moet aanbid in Jerusalem. Nou sien julle, hier gaan dit dadelik oor plek, dit gaan oor ruimte, dit is Chorazin, hier die berg, en dan die ander plek is Jerusalem, en dan, as sê Jesus, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg, en ook nie Jerusalem die Vader sal aanbid nie, maar die ware aanbidders sal die Vader in gees en waarheid aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Wat leer ons hier uit? Ons leer die ware aanbidding word nie bepaal deur plek en ruimte nie, maar deur 'n regte innerlike kondisie. Hoekom is dit so? Want God is gees. God is gees. Word nie gekoppel aan ruimte en materie en liggaamlikheid nie. Nee, God is gees. Daarom is God ook onsienlik. Hy's fisies nie sigbaar nie. En ons sien dit in 1 Timoteus en vers 17. Aan die koning van die eeue, sê Paulus daar, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God kom toe, eer en heerlikheid in alle ewigheid. So, as Paulus die Here loof en prys, as hy hom aanbid, dan aanbid hy ook as die onsienlike God. Want God is gees. In 1 Timoteus 6 vers 16 sien ons dit ook. God alleen is die een wat onsterflikheid besit en wat ontoeganklike lig bewoon. En geen mens het hom ooit gesien of kan hom sien nie.
Hoekom? Want God is Gees. Nou, op hierdie stadium, voel dit nou nogal vir my, so goed, ek weet nou, ek sien dit nou, ek hoor uit God se woord, ek sien in God se woord, hy openbaar homself my as die een wat Gees is, en dit beteken nie fisies nie ruimtelik nie, onsienlik, nie materieel nie, maar wat presies beteken dit? Ek worstel nog so 'n bietjie mee, en ek worstel veral met, hoe raak dit my lewe prakties? Nou, kom ons kyk so na 4 toepassings. Hoe verander hierdie waarheid van God is Gees jou lewe? En ek dink as ons na hierdie 4 toepassings kyk, dan gaan ons ook meer leer oor wat dit beteken as God Gees is. Kom ons kyk 'n bietjie. Eerste toepassing. God is Gees, maar baie maal lees ons in die Bybel, en praat God in sy woord oor sy arm, op sy hand, op sy oë. Nou, dan praat die Here nie letterlik, hy praat met figuurlike taal. Hy bedoel nie letterlik dat ek 'n arm en 'n hand en oë het nie. Hy is besig om te praat met figuurlike taal, en wat die Here daar doen is, hy is besig om met daardie figuurlike taal ons help om hom beter te verstaan, sy almag. Gaan baie keer saam met sy arm. Sy hand gaan baie keer saam met sy almag, sy regering, sy arm en sy hand gaan saam met sy regering. Spreuke 1 vers 21 sê, die koning se hart is in die hand van die Here soos water. Die Here lei dit net waarheen hy wil. Dit sê vir ons hoe die Here alle dinge bepaal in sy almag en in sy soewereine regering. En sy oë sien, Noag vind genade in die oë van die Here, sê Genesis 6 vers 8. Dit gaan oor om sy almag vir ons te verduidelik, sy regering vir ons te verduidelik, sy alwetendheid vir ons te verduidelik, sy alsienlikheid, sy alomteenwoordigheid, en om daardie begrippe vir ons te verduidelik, gebruik die Here sulke figuurlike taal soos arm, hand en oë. Maar dan is dit nie hoe die Here werklik is nie, dis figuurlike taal, die Here is Gees. Maar dadelik sê dit vir ons iets nie. Die feit dat die Here Gees is, maak dit vir ons ingewikkeld om hom te verstaan, want hy is so radikaal anders, en dis die tweede toepassing. God is Gees, sê, hy is net radikaal anders as sy skepping. Die skepping is sienlik, die skepping is ruimtelik, die skepping is fisies. God is nie so nie, God is Gees. God is radikaal anders. Kyk na Jesaja 31 vers 3. Die Egiptenaars is mense en nie God nie. Dan sien ons daai radikale andersheid. En dan praat die Here verder. Hulle perde is vlees en nie gees nie. Dis hoe God is. God is Gees. Daarom radikaal anders as die mens en as diere. Radikaal anders as sy skepping. Maar is nog iets wat bykom. God is Gees sê ook dat hy anders is as die engele. Nou engele is ook Gees. Hulle is dienende geeste, sê Hebreërs in vers 14. En tog is God anders as God Gees is. God se geestelike natuur, sy geestelike wese is ook anders as die van die engele wat Gees is. Hoekom? Want engele is geskape. Kolossense 1 vers 16. Ek gaan my Bybel hier oopmaak, dan lees ek dit vir julle. Kolossense 1 vers 16 sê, ek nou nie daar kom, hier is ek nou by 1 Tessalonisense, ek moet so 'n bietjie terugblaai. Kolossense 1 vers 16 praat van Jesus, en dit sê dat in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, sienlik en onsienlike dinge. God skep in Christus, in sy seun, ook die onsigbare engele. En verder is engele ook ruimtelik. Hulle is ruimtelik. Want ons lees byvoorbeeld in Lukas, kom ons waar gaan soom toe, Lukas 1 sien ons dit nogals, Lukas 1 vers 26 sê, en in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret. Nou, as God vir die engel Gabriël wat Gees is, stuur, dan beteken dit Gabriël beweeg van een plek na 'n ander plek. En dis nie hoe God
is nie. Wanneer God gees is, dan is hy nie ruimtelik nie. Die engel Gabriël is gees, maar wel ruimtelik. Daar's 'n radikale verskil, en ons sien daardie waarheid ook daar in Daniël 10 vers 12 tot 14. Waar 'n engel gestuur word, en weer eens sien ons daardie ruimtelikheid. So, God is gees, en dit praat net van sy radikale andersheid. Hy is so anders as sy skepping. Hy is so anders as sy skepping, en dit bring ons by 'n derde toepassing. God is gees, dan kan en mag ons hom glad nie afbeeld met iets in die skepping nie, want hy is radikaal anders as sy skepping. En ons sien dit in die wet. Die eerste gebod sê, jy mag geen ander gode hê. Hoekom nie? Want God is enig. God is die enigste God. En dan sê die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Nou, in die tweede gebod gaan dit oor die verbod op beelde maak en beelde aanbid. Maar, belangrik dan, beelde van wat? Nou, beelde van God. Dit gaan nie oor ander afgode se beelde nie, want daarmee het God in die eerste gebod al klaar afgereken, as ons nie ander gode voor sy aangesig mag hê nie, dan ook nie hulle beelde nie. So dit gaan in die tweede gebod se beelde oor beelde van God. Ons mag nie beelde van God hê nie, ons mag hom nie afbeeld nie. En hoekom nie? Want hy is gees. Hy is radikaal anders as sy skepping. Ons sien dit ook in Deuteronomium, hoofstuk 4 vers 12 en vers 15 en 16. En die Here het met julle uit die vuur gespreek, sê Moses vir die Israeliete, toe hulle daar by die berg Sinaï was, waar hulle ook die 10 gebooie gekry het. Julle het 'n stem van woorde gehoor, sê Moses, maar geen verskyning gesien, want God is gees, daarom openbaar hy hom deur sy woord. Net 'n stem was daar. Neem julle dan terdee in ag, terwille van julle siele, want julle het geen verskyning gesien op die dag dat die Here by Horeb uit die vuur met julle gespreek het, sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle 'n gesneede beeld, 'n gelykenis van enige afgodsbeeld maak. So, as God gees is, dan is hy radikaal anders as sy skepping, en dit beteken, ons kan hom nie afbeeld met iets in sy skepping nie. Die moment, as ons God afbeeld, dan maak ons hom gelyk aan sy skepping. En hy is nie gelyk aan sy skepping nie, God is gees. Die moment as ons God afbeeld, verduister ons hom. Ons afbeelding is nooit wie God werklik is nie. God is enig, God is enkelvoudig, God is gees. Ons kan hom nie gelyk maak met sy skepping. Daarom, dis ons vierde toepassing. Ons kan God wat gees is alleen reg ken in 'n verhouding as hy hom aan ons openbaar in sy woord. Hoor hoe sê 1 Samuel 3 vers 21 dit. Die Here het weer verskyn, hoe? In 'n beeld, sigbaar? Nee, want die Here het hom geopenbaar, hoe? Aan Samuel in Silo deur die woord van die Here. Die Here openbaar hom deur sy woord, en in sy woord kan ons hierdie gans ander God wat gees is, ken in 'n verhouding. Ons kan vir hom sê, Abba Vader. Nou moet ek vir julle sê, as hierdie gans ander God met jou, wat 'n skepsel is, in 'n verhouding kom staan, dan is dit lewensverandering, radikaal lewensveranderend, as hy vir jou sê, noem my Vader. Dis net geweldig lewensveranderend, lewensvernuwend, bevrydend. Daarom dat ons Heidelbergse katekismes ook sê, mag ons beelde as boeke van die leuke hê in die kerkgeboue, om ons iets oor God te leer. Nou, dis natuurlik 'n ding wat uit die kerkgeskiedenis kom. Paus Gregorius I het hier in 599 gesê, daar moet beelde in die kerk van God wees en van Christus wees, want daar is 'n klomp ongeletterde mense en hulle kan nie lekker verstaan nie en hulle is dom, so hulle moet leer uit die beelde, moet hulle God leer
ken. In 788 gee dit aanleiding daartoe, dat die Romeinse kerk bepaal dat daar die beelde in die kerke ook aanbid moet word. In die tyd van die reformatie kom ons weer terug by die waarheid deur Luther en Calvin en Zwingli en alles wat gesê, maar die Here openbaar hom deur sy woord. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van die woord laat onderrig. En so kom hierdie God wat gees is met jou in 'n verhouding. Hy openbaar homself deur sy woord, sodat jy hom kan ken en dan ken in 'n verhouding. En as ons hierdie God dan leer ken, hoe aanbid ons hom? Aanbid ons hom deur beelde? Nee, ons aanbid hom soos hy hom in sy woord aan ons openbaar, soos hy in sy woord aan ons beveel. Leer ons daar in ons Heidelbergse Katekismes, vraag en antwoord 98 en 96. En dit is net wonderlik, julle, wanneer ons in verhouding is met God wat gees is, dan raak dit jou aanbidding ook radikaal. Nou, as die Here wil, staan ons volgende week daarby stil. Kom ons onthou hierdie wonderlike werklikheid. God is ons enigste God. Hy is enkelvoudig, hy is gees, radikaal anders, en daarom ken jy hom in 'n verhouding, en homself aan jou openbaar in sy woord. Nou, julle moet 'n goeie res van die week hê. Goed gaan.